So hierdie gaan nou baie drasties klink, maar hoe ek my vriendinne kies en die mense in my lewe kies is, gaan jy kan oorlog toe gaan sonder daai persoon. Ek meen die Here praat ook oor equaliteit en so jou doel moet wees of jy moet vir mekaar kan vra waantoe is ons op pad, gaan ons saam. En as jy nou dink aan 'n oorlog, soos as jy nou sien hierdie persoon raak nou 'n bietjie moeg of hierdie persoon het nou opgegee, om nie daai persoon aan te val en te sê hierdie is jou slegte eienskappe en hierdie is wat jy verkeerd gedoen het hier. Maar net om aan te moedig maar te sê hoorie, jy hanteer nie nou die situasie reg nie. Ons is op pad iewers heen. So jy moet nou opstaan, jy moet nou aangaan, jy moet nou beter wees. So dit is ook belangrik om nie iemand so aan te val, maar om soos wat jy sê, fokus op die situasie en probeer hulle aanmoedig om dan 'n ander roete te gaan, want ons gaan saam. Hallo julle, dis Rachel hier en hierdie is my hardloop so. Vandag op my hardloop so gesels ek met 'n baie spesiale gas, Kayla Diamond. Sy is 'n entrepreneur, 'n godvreesende vrou met 'n groot hart vir mense en ook die stigter van She Unite, 'n mooi ruimte waar vroue bymekaar kom om mekaar op te bou en aan te moedig. Ek is so opgewonde om jou vandag hier te hê en bietjie met jou te gesels, want ek dink iets wat soveel mense aanraak en dit is vriendskappe. Toe jy my ook gesê het wat van hierdie topics raak ek sommer opgewonde. So ons gaan bietjie in dit delf, maar voor ons daarin gaan, wil ek eers by jou hoor as Kayla Diamond. Soos hoe klop jou hart, waarvoor klop jou hart en wat laat jou hart klop? Baie dankie dat ek hier so kan wees. Dit is so lekker. Iemand het my eintlik die naweek gevra wat is een ding waarsonder ek nie kan leef nie. En dit was nogal moeilik vir my om nou te gaan dink daaroor, maar twee goed wat by my opgekom het is my vriendinne en tweedens my honde. So my hart klop vir dit, maar ek dink my hart klop oor die algemeen vir my hartsmense. Ek dink ja, dit is iets wat my altyd so emosioneel maak en so ja, dit is regtig iets wat vir my baie spesiaal is. So my hart klop vir my hartsmense. Ek moet sê so ek is nie 'n stalker nie, maar ek hou jou so 'n bietjie dop op sosiale media want ek geniet altyd om te kyk en ek het al die honde bietjie gesien en die oulik jy weet mos 'n golden retriever dink ek. Ja, en ek dink ook een ding wat vir my so mooi is van jou is jy's daai hoe jy vriendskappe koester. So ek dink hierdie gaan 'n baie spesiale episode wees om bietjie oor dit te kan gesels. En dan so dit is visible in jou lewe. Soos ek het dit al dopgehou en gesien en jou girl road trips en al daai Belangrik. Ja, is belangrik. So ek wil 'n bietjie by jou hoor ek gaan sommer reguit in dit inval. So hoe onderskei jy tussen 'n ware vriendin, soos hoe jy weet iemand is hierdie ware mens, ware vriendin of 'n convenient vriendin? So seker maar soos meer van nie 'n tydelike, ek weet nie, dis maar net soos ja, verduidelik jy 'n bietjie die convenient. Ek dink dit sê dit in die woord, 'n ware vriendin. Iemand wat waar is, iemand wat ook altyd die waarheid met jou gaan deel. En ek dink dit is nie altyd maklik nie. Ek sê altyd vir my vriendinne, ek verkies altyd eerder mense in my lewe wat sal reguit wees met my en wat iets eerlik sal sê, eerder as wat iemand vir my jok oor iets en dan is daar ook nie groei betrokke nie. Ek voel jy moet groei saam met jou mense in jou lewe. So ek dink 'n ware vriendin is iemand wat hulself is ten volle en wat altyd die waarheid met jou praat, al is dit nie maklik nie. So ja, ek dink dit sê dit letterlik in die woord 'n ware vriendin. Ja, en natuurlik iemand wat nou weer oppervlakkig is of iemand wat agter jou rug praat en wat net daar is vir wanneer dit goed gaan met jou. En ek dink ook wanneer dit sleg gaan met jou, ek dink daar's baie mense daar buite wat daarvan hou as dit sleg gaan met jou, so dan voel hulle, okay, nou wil ek met haar vriende wees want ek is beter as daai persoon of jy weet nou voel ek bietjie beter oor myself, so ja, so ek dink daar is die verskil. Iemand wat jou in ag neem ten volle vir wie jy is, gee nie om hoe goed dit gaan of hoe sleg dit gaan of hoe eerlik hulle moet wees of nie. Ek dink dit is 'n ware vriendin. En soos met die convenient friend, het jy al dit ervaar in jou lewe van soos as ek nou aan convenient friend dink, dan dink ek aan is iemand wat jy half, hulle is net daar wanneer dit hulle pas of op hulle terme of so het jy al so iets ervaar en hoe hanteer mense sulke tipe vriendskap? Ja, al baie. Ek het tot of wat kan ek uit die deal uit? ja. Ek het tot onlangs en ek word nou 28 jaar oud en toe dink ek maar hoekom deel ons nog met hierdie? Hoekom het ons nog steeds mense wat regtig nie weet goeie vriende is en so nie? Want ek dink ons dink altyd jy moet op hoërskool daardeur gaan en dan sal jy jou ware vriende kry, maar mense kry tot vandag toe nog sulke mense en dis my baie hartseer. Maar
iets wat ek vir myself gesê het is, ek glo mense moet altyd probeer, hou aan probeer, maar ultimately moet jy besluit waarmee is jy okay. Ja. Ek glo nie mens moet in 'n vriendskap wees net om altyd iets terug te kry nie, maar tog moet daar iets wees, jy weet, daai persoon moet jou kan ondersteun, daai persoon moet spesifieke eienskappe hê, wat jou lewe ook verryk. Ja. En ek dink wanneer daar nie meer groei is nie en wanneer jy agterkom maar jy is die een wat die hele tyd die effort insit en heeltyd moet moeite doen en daai persoon doen dit nie noodwendig terug nie, dan natuurlik moet jy moet jy dit beëindig, maar dit is tot soos wat ek sê tot en met nou ek word al 28 en ek weet selfs nie hoe deel mense met hierdie goed want dit is nie lekker om iemand ek glo nie mense met mense afskryf nie. Ek glo jy kan hulle iewers gaan bære, solf in 'n hokkie iewers agter en jy kan bietjie vergeet van hulle en as hulle weer raakloop, groet mekaar, wees ordentlik, maar ek glo nie mense moet nie iemand afskryf nie, tensy hulle jou regtig baie seer gemaak het of so nie, maar hoe ek daarmee deel is, ek glo al my vriendinne, ek sê altyd ek is 'n baie eerlike mens, so dit wat jy sien kry jy. So as jy agterkom ek praat nie met jou vir so 6 maande nie, dan moet jy weet, soos maar dit is dalk omdat ek nie moeite gedoen het nie. So ek dink ek weet hier dat daar's nogal 'n moeilike een want mens is al groot en jy wil dinge altyd mooi hanteer. Maar ek dink ook om eerlik te wees daaroor en soos wat ek sê probeer. Want sommige kere kom jy agter maar okay, hierdie persoon het eintlik nie geweet wat hulle doen nie. En die feit dat ek dit genoem het, help dan nou hulle om dit raak te sien en dan kan mens werk daarvan af, maar as jy nou al dit nou al 6 keer vir die persoon gesê het en hulle jy weet, ontmoet jou nie in die middel nie. Dan maak dit en ek sê ook altyd iets wat ek altyd op my stiek is. Want ek dink ons lewe met hierdie ding van maar wat sou Jesus gedoen het, maar Jesus was nie 'n nice guy nie. Hy was goed gewees. En ons 'n baie groot verskil tussen nice en goed. Iemand wat nice is, wat net altyd nice is, gaan toelaat dat mense oor hulle loop en dan ons my vriende met die hele wêreld al is daai persone nie ware vriende nie. So moenie net noodwendig die nice guy wees nie, wees eerder goed en stiek by jou waardes. Jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Ek het al agtergekom wel in my lewe met vriendskap of dit want daar ek dink niemand is gevrywaar van seer in vriendskappe nie. Soos ek dink almal gaan deur dit, selfs as jy sê op skool, universiteit. Ek het eers my ware vriende ontmoet op universiteit en ek kan sê tot vandag en toe ek 'n kollega soos my werkskollegas, baie van hulle het ook so vriendinne geword oor die tyd en so as mens ook ons wil bietjie meer in seisonale vriende en daai goedjies praat so gaan, maar vriendskap het ek ook al, jy weet, deurgetrap. Maar wat ek agtergekom het wat my soos wat my gerus stel, as ek dit so kan stel, is soos dieselfde waarde wat ek byvoorbeeld heg op iemand, soos kom ons sê vir jy is soos my beste vriendin, soos ek voel jy is my bestie. Dis nie te sê ek is jou bestie nie, jy dalk 'n ander bestie, as mens dit so kan stel. Maar ek het net besluit om nie verwagtinge op soos my vriendinne te sit, wat byvoorbeeld want ek het een vriendin, sy adapt tot die situasie waar die omgewing waar sy is, so dan vergeet sy 'n bietjie van my. Soos niks persoonliks nie, dis wie sy is. En is presies daai ding van toe ons 'n gesprek het en ek wou sê soos ek voel ek is nie meer vir jou, beteken nie meer vir jou ietsie wat gaan aan toe verduidelik sy vir my die tipe mens wat sy is, so dadelik haal ek dit van haar af en ek sê soos van maar ongeag van of sy my nou bel of ek nie van haar hoor nie, sy bly nog steeds kosbaar in my hart. Maar dan het ek nou alweer ook agtergekom as iemand vir jou regtig spesiaal is, dis regtig nie te sê dit is presies hoe hulle ook vir jou voel nie, maar ek weet net altyd soos ek sê dan net altyd vir myself dat jy het haar lief vir wie sy is en dit is wie jy is, ongeag met hoe sy dit half reciprocate, maar dis presies daai ding van ek gaan net nie haar bel as my wielpap is nie. Ja. Because jy soos jy bel die een wat jy weet gaan jou help en jy weet soos soos ek dit so kan verduidelik. Maar dis nie afskryf nie, dis net om ook te acknowledge, jy weet, dis dalk net nie wie sy is nie en mens kan al van die punt afstap as mens dit so kan stel. So ek gaan bietjie voor ons is nou besig om buite dadelik oor te spring, maar ek wil gou hier by jou hoor hoe lyk dan in jou opinie 'n gesonde vriendskap? Ek dink mens kan dit baie vergelyk met 'n verhouding ook, as jy eendag nou jou man ontmoet en jy moet jou man kies. Ek dink dit is maar belangrik om te besef wat daai persoon se love language is en wat joune is en hoe kan jy mekaar in die middel ontmoet en dit is dieselfde met alles, ons almal word verskillend groot, nee. Ons almal word groot met verskillende opinies en idees van die lewe en ek dink wanneer mense nou besluit jy wil vriendinne wees en of jy wil met iemand trou of wat ook al, moet jy
mekaar kan in ag neem met al daai sonder om mekaar te oordeel en ek dink dit is wat soos 'n gesonde verhouding skep op die einde van die dag want jy gaan nie altyd saamstem oor goed nie en jy gaan verskillende opinies hê. Ja, verhoudings is baie ingewikkeld, maar wanneer jy of kan terugtreë en kan sê, okay, ek verstaan jou nie hierdie lekker nie, want jy dink anders oor dit, maar hoe kan ek, jy weet, ja, my opinie ook 'n bietjie verander, want of hoe kan ek in jou skoene staan en ook net probeer sien hoe jy dit sien en kom ons werk dan saam na, weet, 'n spesifieke doel toe. Dan dink ek 'n verhouding gaan altyd gesond wees. Want ongelukkig jy gaan nie mense ontmoet wat presies soos jy is, presies soos wat jy dink nie. En ek dink dit is ook goed. Ja, Die Here stuur vir jou mense om jou te kom shape en om jou te kom wie weet bietjie help om beter te wees. So ja, ek dink jy moet altyd mekaar kan in ag neem in daai manier want anders gaan 'n vriendskap daar ook dalk net 'n maand hou en dan beweeg jy weer aan. Dieselfde met jy weet as jy jou man soek. Ja. Dit is letterlik 'n permanente, konstante besluit. Ons ontmoet mekaar in die middel. En ons figure hierdie saam uit. Ja. Ek wil eintlik ook by jou hoor, is nou glad nie in die vraag nie, maar net vir interessantheid. So jy sê hou baie van eerlikheid in vriendskappe. Maar soos soos wat as jy hierdie eerlike vriendin het wat soos 'n ding sê soos wat dit is en dit kom dalk bietjie hard oor of so hoe hanteer mens dalk 'n eerlike vriendin of iemand wat eerlik is? Is daar 'n manier hoe mense dan bietjie beter kan kommunikeer? Jy hoor wat ek sê? Ek dink daar's 'n vraag wat jy vir my vriendin om mense vra. Nee, maar ek het ook nou al geleer, sit letterlik die naweek daar gepraat, omdat dit nou 'n hele girls weekend was en ons almal het daar gepraat want ons het 'n paar vriendinne wat baie reguit is en wat voel dit is so nodig om eerlik te wees, maar almal se persoonlikhede verskil en vir 'n spesifieke vriendin kom dit baie hard voor en dit breek haar hart. Dit is nie vir lekker om te beklei nie, dit is nie vir lekker om die goeters te hoor nie. So ek dink dit is moeiliker as jy nie so groot geword het nie en jy moet besef hierdie persoon probeer jou net help. Ek probeer altyd so aan die ander kant, ek wil reguit wees met iemand, dan nooi jy vir koffie en ons praat hieroor en jy weet jy maak dit duidelik, ek val jou nie aan nie, ek's baie lief vir jou, maar hierdie is rooi vlaggies wat ek sien en ek wil jou ondersteun deur dit. Ja. Maar ek dink as jy aan die ander kant is waar jy dit moet ontvang, ek dink ons almal reageer altyd bietjie sleg in die begin. Ja. Want dit is nie lekker om sulke goeders te hoor nie. Maar ek sê altyd vir my vriendinne, soos wat ek in die begin ook gesê het, ek waardeer dit eintlik baie meer as wat jy agteraf oor my gaan praat en vir ander mense gaan vertel wat my probleme is. Eerder as om, jy weet, in my gesig dit vir my te sê. Maar ek dink hoe mense dit moet hanteer is, as dit harde woorde was en dit is nie vir jou lekker om te hoor nie, vat 'n dag. En soos my verloofde, ons verskil baie in die sin, ek wil 'n ding uitsorteer en hy wil ons gaan slaap eers en ons dan chat ons daaroor môre. Ek is nou weer soos hy en Robert is nou weer so ongehuil. So en dit help. Ek het al gesien soos vat 'n dag, gaan dink daaroor, gaan bid daaroor, jy weet, gaan figure dit vir jouself uit want éventueel gaan die Here met jou daar praat en dan gaan jy ook sien, okay, hierdie persoon het goed bedoel en kommunikeer dan daaroor en sê, okay, dit is nie vir my lekker om oor hierdie goeters te praat nie, maar kan jy dit in die vervolg vir my op 'n ander manier sê? Want ek het al gesien as jy nie iemand hanteer op 'n sekere manier nie, dan gaan dit ook nie insink nie. En daai is jou doel. Jou doel is nie om iemand aan te val of om iemand seer te maak nie. Jou doel is mos nou juis om 'n invloed te hê in daai persoon, op daai persoon. So probeer dit op 'n manier hanteer wat jy weet soos gaan insink. So ek dink jy leer maar by mekaar in daai manier. Ja. Ek wonder soos die sê nou maar jy wat nou kom en eerlik wees met my nou daai wat jy 'n bietjie moet dink daaroor. Ek dink wat ook baie kom is soos wat ek doen, is ek probeer dit skei van persoonlik, soos dit gaan nou oor my of gaan dit oor die ding wat ek gedoen het. Verstaan en dan dadelik om dit nie op jouself soos dis nou ek. Dan so die ander kant van ek kan niks reg doen. Soos net om dit weg te vat van kom ons praat oor die situasie en fokus op die situasie want op die einde van die dag en huwelik ook in enige verhouding, mense wil die verhouding moet wen. Soos ons wil beter aan die ander kant van dit uitkom. Maar ek dink mense en as wat dit baie persoonlik na hulle karakter toe vat, hulle identiteit toe vat, dis vir hulle 'n bietjie moeiliker om kritiek dan te vat. Maak dit sin wat ek sê? En ek dink ook so hierdie gaan nou baie drasties klink, maar hoe ek my vriendinne kies en die mense in my lewe kies is, gaan jy kan oorlog toe gaan saam met daai persoon. Ek meen die Here praat ook oor equaliteit en so jou doel moet wees of jy moet vir mekaar kan vra waantoe is ons op pad? Gaan ons saam?
En as jy nou dink aan 'n oorlog, soos as jy nou sien hierdie persoon raak nou bietjie moeg of hierdie persoon het nou opgegee, om nie daai persoon aan te val en te sê hierdie is jou slegte eienskappe en hier is wat jy verkeerd gedoen het hier. Minder om aan te moedig maar te sê hoorie, jy hanteer nie nou die situasie reg nie. Ons is op pad iewers heen. So jy moet nou opstaan, jy moet nou aangaan, jy moet nou beter wees. So dit is ook belangrik om nie iemand so aan te val, maar om soos wat jy sê, fokus op die situasie en probeer hulle aanmoedig om dan 'n ander roete te gaan, want ons gaan saam. Ja, dis cool. Ons gaan saam oorlog toe. Ja. Okay, so in vriendskappe deel ons baie met mekaar. Soos en hoe weet jy soos iemand dra jou hart met integriteit, soos jou geheim is veilig daarso. Soos ja, want ek dink baie keer in vriendskappe het ek ook al gevoel dan deel ek ietsie super vulnerable en dan dit het eintlik ook al vir my gevat om terug te gaan na 'n vriendin net wat as jy weet wat ek net gedeel het, deel ek regtig nie met iemand anders nie. So hoe weet jy soos jy kan hierdie persoon vertrou? Sjoe. Eerstens ek dink mense bly mense. En ek dink as ek sien iemand skinder by my, dan weet ek as hulle saam met my kan skinder of by my kan skinder, gaan hulle definitief van my ook kan skinder, want dit kom vir hulle baie maklik. So ek wil jou eintlik nie antwoord op daai of op daai presiese vraag nie. Ek wil eintlik sê dat jy moet onthou dat daai persoon is vlees en bloed. Hulle gaan foute maak en daar gaan ook 'n dag kom wat hulle dalk hulle mond gaan verbypraat en ek het al geleer goed wat regtig vir jou baie belangrik is en as jy dalk 'n opinie of raad nodig het oor daai spesifieke ding wat jy wil deel, moet mens maar eerder na die Here toe gaan. Ja, sure. Of na jou ma. Want jou ma gaan nie net wenig na my ma toe gaan. Ja, van my ma. My ma love dit om alles. Is dit? Ag nee. Van my ma is die ander ding met my ma, ek kan nooit met my ma skinder nie want sy het skinder nie van mense nie. So ek kan nie by haar gaan afpak nie want sy gaan nie saam met my afpak nie. Maar my trusted source. Ja, gaan na iemand toe wat jy weet. En ek het al baie goed met baie vriendinne gedeel en dan weet ek ook hulle gaan nie uitpraat nie want ek hou ook, wie weet, ek het ook geheime van hulle en hulle weet hulle kan my daarmee vertrou, maar ek dink ek meen Jesus sê ook jy moet jou hart beskerm want alles vloei uit dit uit ook en ek dink dit is ook in lyn met vriendinne, selfs jou man, weet jy die mense in jou lewe is ook net mens. En partykeer praat hulle ook dalk hulle mond verby en hulle moes dit nie gesê het of hulle moes dit nie vir iemand vertel het nie. Ek het al baie keer aan lê ek letterlik in die aand en dan dink ek, ag, ek weet nie vir hierdie persoon vertel, maar dan is dit iets simpels. Jy weet, iets waardeur ek gaan, maar nou voel ek skuldig want ek het afgepak. En ek dink daai is 'n baie slegte ek wil amper sê soos hierdie siklus wat gebeur, is dat dit moenie vir jou normaal voel om net af te pak permanent nie. Want dit begin baie ongesond raak en vriendinne tel dit op. Dit is ook nie lekker vir vriendinne as ek hulle gaan koffie drink dan praat jy net oor jou probleme nie. So ek dink daar's baie goed wat jy moet kan onderskei. Wat deel ek met die Here? Want die Heilige Gees is lewendig. Hy gaan met jou praat, hy gaan vir jou guidance gee. En dan die goed wat jy nou regtig soos praktiese goed waarmee jy hulp nodig het, verstaan, vertrou dit en jou vriendinne sal vir jou raad gee of jou ma of jou pa of jou man. Maar ja, ek dink mens moet net kan onderskei, moenie alles vir jou vriendinne vertel nie. Ek dink jy moet jou hart beskerm. Geen nie om of jy 100% weet daai is soos jou forever beste vriendin nie, want sy of hy is ook net 'n mens en hulle gaan ook foute maak. Ja, dis baie waar wat jy sê. Hoorie, daar was 'n seisoen wat ek maar deur gegaan het en dan ek was nie 'n goeie vriendin want ek pak af vir die verloofseisoen was moeilik. Maar toe het ek begin baie isoleer. So ek onttrek dan weer heeltemal juist omdat ek gevoel het ek kan nie net by 'n vriendin gaan wees sonder om te kla want hierdie seisoen is so vir my moeilik en dit is my safe space en ek pak af en ek pak af. So ek het nou 'n bietjie so begin skuldig voel ek sê o jene, maar dit is presies so mense wil nie net 'n draining friend wees nie. Mense wil ook 'n vriendin wees wat kan kom en jy kan lig skyn in die vriendskap. So ek en my man het deur 'n baie tawe verloofdheidperk gegaan met klomp druk en klomp goeters. En nou hierdie jaar toe kyk ons of mekaar want ons het eintlik kan ons nou eers ons beste gee vir ons vriende. Want toe hulle ons almal nou gedra het om ons moeilike verloofdheid, was dit ons bietjie draining. So ek dink dis hoekom hulle ons nie nou nooi vir braaie nie. Maar nou kom ons agter dat ons het nou so 'n paar braaie gehad en so nou is ons soos van wow. Ons kan actually lekker net saam almal gesels en lag want die druk is af. Die seer wat ons van dit gedra het, ons bietjie genavigate. So nou kan ons actually ook net vra, hoe gaan dit met julle? Ja. So ons voel bietjie beter ons het nou gegroei in vriendskappe, maar dit was 'n baie moeilike seisoen geweest waar ons ook net gevoel het, "Sjoe, toe isoleer ek soos heeltemal."
Want mens wil ook nie altyd, dis presies soos jy sê, daai afpak die hele tyd doen nie. Want ek kon ook sien dit raak uitputtend vir die mense in my lewe en toe moes ek dit vat in plaas van om dit als op die mense die hele tyd te sit na die Here toe en dit daar te los. So daar is iets wat ek moes ingegroei het. En selfs as jy voel, jy wil fisies met iemand praat. Ek sê baie keer, ek wens net liewe Jesus kon hier kom sit. Ja. En ek kon net soos hy kon lekker met my chat. ja. Ek wens ons kon dit doen. Ja. Maar selfs ook 'n baie goeie opsie is 'n life coach. Ek het Wow, ek het ja. soos vir 3, ek het nou nog die oom se nommer wat hy is 'n sielkundige, maar hy's 'n life coach ook en hulle gee die beste raad, want ek is iemand wat praktiese raad wil hê. Ek wil nie hoor dit gaan oukei wees en ek meen vriendinne kan ook net soveel doen. Ja. So as jy regtig onseker is oor iets soos met jou besigheid of wat ook al, dan praat met 'n life coach. Ek weet dit kos geld, maar Ja. ek doen dit byvoorbeeld 1 keer 'n jaar en dan vra ek hom al die vrae. Ek kry regter ek betaal vir daai een sessie, maar ek gaan vir jou al die vrae vra. En daai persoon gee vir jou praktiese raad en hulle vat dit nie persoonlik nie. So daar's ook en dan obviously jy wil maar met jou vriendinne kan praat oor goed, maar onderskei net wat jy met hulle moet deel en nie moet deel nie en waarmee hulle jou actually kan help en nie kan help nie. Ek dink daai is belangrik. Dis baie cool dat jy noem van die life coach want ek het eintlik laasweek toe ek soos vir Robert, hoe voel jy oor 'n life coach? Dink jy soos want ek dink dis 'n ek is ook eintlik 'n mens wat as mens vas sit in sosiale ek soek ook nie net die dit gaan okay wees, ek wil weet wat is die praktiese manier doen. Ja. Baie goed. Okay, so ek gaan in die volgende vraagie indelf. Ek wil net 'n bietjie by jou hoor so hoekom maak vriendskappe soms seerder as wat ons dit verwag want ek dink veral in skool, ek dink meisies kry baie seer in vriendskappe. So hoekom maak dit so seer? Daar is 'n baie moeilike antwoord, of 'n baie moeilike vraag waarop ek nie 'n antwoord het nie, want ek dink omdat ons mens is, mens vergeet so bietjie, wil ek amper sê dat jy nie in die vlees moet leef nie. Jy moet, jy weet, altyd gefokus bly op dit wat God sê en al die goed, maar tog wil jy wil mense happy hou. Jy wil invloed hê op mense en jy wil hê mense moet invloed hê op jou en soms gaan dit net vir jou altyd oor mense. En ek dink dit is wat dit vir my baie moeilik maak is mens wil nie soos 'n teleurstelling voel nie. Ek dink die ergste ding wat iemand ooit vir jou kan sê is dat hulle teleurgesteld is of so iets. Ja, daai is soos my ouers het dit nog nooit vir my gesê nie. So as iemand dit sê dan soms soos nee, my ouers sê hierdie goed vir my nie. Dis so ek dink dit kom af vanaf 'n vleeslike ding. Ek dink nie daar's 'n antwoord vir dit nie. Ek dink ons is vlees, ons is mens, so jy wil mense happy hou en jy wil hê mense moet van jou hou. Al is jy nie 'n people pleaser nie, maar almal wil tog hê iemand weet almal moet van hulle hou en ek dink daai as dit by vriendskappe kom, daai is tog die mense wat jy die gelukkigste wil hou in jou lewe. Selfs jou man of jou familie. En ek dink dit is hoekom dit die seerste maak want alhoewel jy almal wil happy hou, is daai soos to the next level. Jy wil hulle so gelukkig hou en jy wil net hê hulle moet altyd happy wees met jou en so soos jou lief hê en so trots wees op jou. So as hulle jou seer maak, dan voel dit so half ek het nou regtig Jy weet nie dit van daai persoon verwag nie. soos hierdie ek wil jou so graag happy hou, nou doen jy hierdie en weet ek dink dit maak seer net omdat dit daai stappie op is van jy is maar nader aan mekaar en dis 'n moeilike een. Want ek dink hierdie gaan baie waardevol wees vir al tienermeisies wat sukkel om soos vriendinne te kies. Dis baie wat hulle my baie keer gevra het ek juffrou was soos juffrou, hoe kies ek my maatjies of hoe weet ek hierdie is 'n ware vriendin en. Maar ek dink baie keer dan kry hulle nou seer in die verhouding. Ons het nou juist oor gepraat en hulle heg baie waarde in hierdie verhouding. Hulle wil nie mekaar teleurstel nie, maar vriendskappe is ook seisoonaal. Dit het ek nou al geleer. Jy het seker dit ook ons is dieselfde ouderdom, maar ons het dit nou al geleer. Mense kom en gaan in ons lewens, maar dink jy vriendskappe is dan bedoel om vir altyd te bly? Ek dink as mens sulke tipe vrae het, moet mens altyd gaan hoor wat sê die Here in sy woord en daar is seker maar verskillende goed, maar ek meen ons weet ek meen ons daai skrif wat sê ek dink dit is in Prediker 13 of iewers daarin word sê daar is 'n seisoen vir elke ding onder die hemel, jy weet, dit is maar so in die lewe. So hoekom dan nie in vriendskappe nie? Ek dink die Here stuur juis vir jou 'n persoon wanneer jy dit die nodigste het of wanneer hy sien okay, ek moet haar nou 'n bietjie hier help, so kom ons stuur hierdie persoon en ek glo regtig die Here werk deur mense om dit te doen.
So ek dink daar is verskillende seisoene in vriendskappe en daar's niks fout daarmee nie en ek dink ook nie mense moet dit teen mekaar hou nie. Soos ek sê, moet nooit brûe verbrand nie. So dis okay as jy 'n bietjie aanbeweeg en hierdie een kry dalk 'n kind en jy het nou nie 'n kind nie en julle Ja, kan nou nie want dis chat ook nie. life Ja, happens, ja. en is ons ouderdom wat nou weet of jy trou Ja. of jy kry kinders of jy Ja. maar as jy mekaar raakloop in 'n winkel moet jy nog steeds daarom kan hallo sê of as jy ek het al soveel keer gesien, baie keer het jy raad of jy sukkel gaan met hierdie en jy weet net hierdie persoon gaan 'n antwoord hê. Al gaan dit oor 'n besigheid of iets in daai lyn, dan weet jy kan nog steeds daai persoon bel want jy het nie 'n berig weet maar dit was okay. Ons is nou nie meer in daai seisoen nie. Ons praat nie meer so baie nie, maar ek kan jy nog steeds bel of ek kan nog steeds vir jou hallo sê. So ja, ek dink daar is definitief verskillende seisoene vir vriendskappe. Ja, vriendskap is nie ek het ook nou al geleer vriendskap is nie, maar daar is hierdie een vriendin. Ek dink ons almal soos as ek nou dink aan ek het my beste maatjie ontmoet en ons het mekaar maatjie al van daai tyd. So ek klink nou soos dit is Shelly, maar dis eintlik soos vriendin. Ontmoet ek op eerste jaar van die universiteit aan my einde van my eerste jaar en ek het lank gebid vir vriende, soos 'n goeie vriendin. Ek het meestal vriende gehad op skool want ek het al gesê baie mense weet ook maar ek het soos met neefies goed geword. So vriende was my baie makliker as vriendinne want meisies het geskinder, my geboelie, my seer gemaak en ek het vir lank gesukkel om vriendinne te vertrou of 'n meisie in te laat of so ietsie want ek was baie seer gemaak in vriendskappe. En toe ek nou haar ontmoet, the purest souls, die beste mens ever, maar dis daai vriendin van ons het praat sy's nou in Australië, sy gaan daar skool gee, so ek het my hart uitgehuil toe sy gegaan het, maar ons sal amper nooit praat nie, maar wanneer ons mekaar sien, is dit asof niks verander het nie. Ja, so dis amper half daai ding van soos met haar weet ek ons het net daar's net iets wat ek weet hierdie is 'n eternity ding en ek dink sommer ons Jesus in gemeen het as ek dit so kan stel. Maar sy is nie die een wat ek gaan bel om die wiel te ruil of dit want obviously omstandighede en dit, maar daar's net iets in ons vriendskap wat vir my vir altyd voel, maar dan is daar nou weer ander mense wat ek al agtergekom het is seisoenaal. En ek dink om daai vraag te beantwoord van toe jy nou nog skool gegee het en hulle het vir jou gevra is, ek dink op die einde van die dag kies jy jou mense volgens jou waardesisteem. Ja, dis waar. En ek dink daai bly dan vir ewig vriende want jou waardes moet nie noodwendig verander nie of jy weet dit moet net wel verbeter, maar daai moet dieselfde bly en ek dink as jou vriende jy en jou vriende dit in gemeen het, gaan jy in elk geval tot op julle ou dag en weet jy ook om op dit aan te sluit, vriende wat vir my vir altyd ook voel is die mense wat jou goed gun in die lewe. Want ek dink vriendskap is mens baie geneig om nie mekaar iets te gun nie. Soos kom sê jy bereik 'n suksesvolle besigheid. Nou as ek eerder jaloers oor dit en ek sê soos okay, maar om mekaar te leer celebrate, soos om champagne te bring en te sê kom ons gaan dit celebrate en die heeltyd jou root en dis amper soos my grootste cheerleader in my hele lewe. Sy het nou die dag boodskap aan my sê vir my ek so trots op jou oor die ligtydskip se voorblad. Ek sê nee, nie so kind toe vertel sy vir my sy voel sy is op 'n mission daar in Australië en sy moet net oral 'n geleentheidjie kry om ietsie te deel van Jesus en so nou as jy al ken en ek sê soos joh Liesel, jy doen 'n groter werk verstaan as ek en net om mekaar die heeltyd daai te root en te ondersteun en te bemoedig en te sê nee, you go. Ek staan agter jou, maak nie saak wat. Ek dink daai ook as mens dit in vriendskappe het, dan is dit ook heel waarskynlik dat hy langer gaan hou om mekaar presies te gun. Ja, dis klaar. Ja. Okay, so ek wil gou-gou by jou hoor oor hierdie enetjie. Okay. So hoe weet jy dan soos dis nou hoe voel mense dis nou tyd dalk sê nou maar 'n vriendskap gaan 'n bietjie doodloop. Soos hoe stap mens dan weg van dit af en daar's nie bitterheid in jou hart nie sodat jy daai brug brand nie. As jy daai persoon weer sien dat jy kan glimlag en jy kan vriendelik wees soos hoe hanteer mens dit? Ek dink die antwoord is baie klise en ek glo dit is vergifnis. Ja. Mense gaan altyd letsels hê van wat met jou gebeur het en sommige letsels los 'n merk, sommige letsels is maar net 'n krap merk en hy gaan weg. Maar ek dink die letsel gaan altyd daar wees en daai seer gaan altyd daar wees. Die kwaad gaan eintlik maar altyd ook daar wees. Jy gaan altyd daaraan dink, party weet of sommige kere. Maar ek dink wanneer jy iemand kan vergewe, dit is wanneer jy heeltemal vry stap van wat ook al met jou gebeur het. En soos wat ek net nou ook gesê het is, daai persoon is ook net 'n mens en iets wat vir my, ek het eendag so 'n ding gelees wat sê, jy moet onthou, Jesus het nie net vir jou gesterf nie, hy het vir almal gesterf. So selfs daai persoon wat jou seer gemaak het, hy het vir hom ook gesterf. En daai het soos my oë oopgemaak en besef, okay, maar
hulle verdien ook vergifnis. Ja, Jy weet, al het hulle my seer gemaak. Mm. Ek meen Jesus was op 'n kruis en letterlik ek raak altyd so emosioneel daaroor, maar hy het dit vir hulle gedoen en tog steeds het hulle hom sleg gesê en met klippe gegooi en ek dink dit was mos in Lukas of Lukas 23 waar hy sê soos waar hy met God praat en sê vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En daai is vir my as jy dit kan doen, dan gaan jy altyd met 'n vreugdevolle hart kan wegstap van iets af en kan sê weet jy wat, jy het my seer gemaak, maar ek vergewe jou. Sure. Want Jesus het vir jou ook gesterf en dis oukei. Jy's ook net 'n mens. Jy was nie reg nie en jy was baie jy was baie lelik en jy het hierdie nie reg hanteer nie, maar ek vergewe jou. En ek dink ek sê altyd wanneer iemand regtig lelik met jou was of as jy weet iemand hou nie van jou nie, stap altyd eers na daai persoon toe en groet hulle en Jesus jy lyk mooi en ja en as jy weet iemand is so haat jou of was lelik met jou. Ek dink as jy vir hulle in hulle gesig moet sê ek vergewe jou. Ek dink hulle gaan weet wat om vir jou te sê nie. Ek dink hulle gaan soos okay, wel jy het nou eintlik gewen. So ek weet nie. Ja. So ek dink daar is die Ja. oplossing. Jogg, nee, dit is daai is baie mooi antwoord. Sorry, dit weet ek dink jy altyd of ek iets weer terug om te kan sê, maar daai was baie goed. Daai storie van Jesus op die kruis tref altyd my ook so hard en ek dink baie keer dis ook net om jou hart suiwer te hou. Jy weet, jy kan nie altyd sê maar as daai persoon nie die vergifnis wil ontvang nie of nie die brug nie wil brand nie, soos jy kan net jou kant. Jy kan net doen wat jy kan doen. Ja. So dis ook dis regtig mooi. So ek wil dan by jou hoor net gaan hierdie nie herhaal nie. Okay, dink jy in vriendskappe soos ons plaas soos onnodige verwagtinge op mekaar? Ons doen ja. En dan is dit half hoe ons seer kry. Ja, en ek dink selfs in die verhouding met jou man of met jou ouers, eintlik enige verhouding, nie net vriendskappe nie. Dis so belangrik om te kan onderskei is soos wat ons eintlik nou ook oor gepraat het, is hierdie iets waarmee my vriendinne my kan help of nie. En soos wat jy nou ook gesê het, jy het 'n vriendin vir hierdie, jy gaan hierdie vriendin bel om jou te kom help met jou papwiel of daai vriendin vir dit. So ek dink jy moet baie kan onderskei en dit ongelukkig al jy dit gaan kan doen is met ouderdom kom wysheid, so jy leer maar daaruit en natuurlik met die Heilige Gees. Daar is al jy gaan weet, moet die Here my hiermee help of moet my vriendin my hiermee help of maar met jou vraag, ek dink baie keer soek ons 'n plek waar ons glasie weer kan volmaak en jou vriendinne moenie eintlik die verantwoordelikheid dra vir dit nie. Ja. Jy moet as jy in die oggend opstaan, ek sê altyd, as jy in die oggende opstaan of in die aande gaan slaap, maak seker jou glasie is reeds vol. Jy gaan nie gaan trek by ander mense en jy kan uitdeel, want onthou en die Here sê ook vir ons sy genade is vir elke dag genoeg. Soos jy môreoggend gaan opstaan het jy weer al jou glasie is vol, so jy kan gaan uitdeel. Maar moenie daai druk op mense sit om weet te sê maar ek kry nie by jou nie en dit sit druk op mense en ek dink die lewe is al klaar moeilik genoeg. Moenie daai druk ook nog op mense sit nie. Kry eerder daai by die Here. Ja. Ja. En hoe so jy het dan gesê soos jou koppie jy kan gaan en jy kan gee. So hoe lyk dit vir jou om dan 'n vriendin te wees en ook hoe lyk 'n vriendin wat dan half lewe bring in 'n vriendskap? Soos 'n gesonde vriendin. Ek dink dit is iemand soos wat jy net gesê het, dis regtig iemand wat altyd iets moois het om te sê wat jy iets gun of al die mooi goed gun. Geen om hoe moeilik dit vir haar ook gaan nie. Ek weet dit klink drasties, maar baie keer kan ons nogal by hep raak met ons probleme en dan sê ek altyd vir myself, maar as Jesus op die kruis kon sterf, weet daai is soos die ergste wat kon gebeur. So my probleme is nie so groot nie. Soos kom aan, dit is jy moet kan raad vra en jy moet kan sê hier is lekker nie, kos praat daaroor, maar jou probleme is nie so groot nie. So jy hoef nie daai negativiteit in vriendskappe in te vat nie. En ek dink ek love mense wat ek weet kom ons sê wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, maar as jy met hulle gaan koffie drink, is hulle is so positief. Jy verstaan dit nie, jy is hoe. Ja, en ek dink dit is die antwoord. Ek dink regtig en daar is ook maar seisoene vir dit. Partykeer gaan jou vriendinne nou maar nie so positief wees nie en as jy daar vir hulle, maar ek dink om daai gesindheid te hê om in te stap in 'n vriendskap in,
met die doel, ek meen, hoekom het jy dan vriendinne? Hoekom, jy wil dan nou juist 'n vriendin hê om te kan, weet ek soek vir my vriendinne om vir my te sê, "Jy's jy lyk mooi vandag," of "Jy's jy doen so goed," of "Kom ek help jou, waarmee kan ek jou help?" of "Gaan dit moeilik met my?" Anders kan jy mos maar net alleen wees. Ek sê dit altyd, dan is ek minder alleen. Wie was dit in die Bybel ek kan nie onthou wat Dawid was en toe iemand wie het sy hande opgehou soos wanneer dit swaar gegaan het, daar was so 'n ding. Onthou jy daai stories? Dis amper daai ding van in 'n mate is vriendskap ook daarso om baie keer die las. Hulle sê maar as jy kinders kry, it takes a village. Dis mense het mense nodig. So dit is baie waar ek het gehou van toe jy sê dis daai persoon wat ek love dit om by mense te sit. Jy was al mense op hierdie bank kan praat hulle en sê soos hoe is jy so positief en jy gaan deur al hierdie goeters en dit is baie inspirerend. Dan voel ek dadelik sleg oor al die goed wat ek so insit en oor kla en so. Ek wil dan laastens ons gaan nou 'n bietjie begin afsluit. Ek wil bietjie raak aan She Unite. Ek het bietjie gelees in die begin wat dit is, maar dis 'n vorm van sisterhood, nê? So ek wil baie weet soos hoe bou ons hierdie sisterhood in 'n wêreld waar ons so baie onsself met mekaar vergelyk? Want ek dink in vriendskappe kan dit baie maklik gebeur. Soos jy trek dalk 'n topjie en as jy weer sien dan jy nou nie in 'n gesonde manier, ek sal vir Carla byvoorbeeld sê ek gaan nooit alle topjies kyk want ek hou net van hom, maar mens kry dit ook in 'n ongesonde manier. So ek wil net al weet hoe bou mense hierdie sisterhood in 'n samelewing wat ons so baie voel ons is in 'n kompetisie met mekaar en vergelyk met mekaar, Ek het al gesien met die events wat ons hou, baie mense gee voor en hulle verander dalk vir so rukkie. Daar's iets wat binne hulle skuif, maar dan val hulle maar net weer of daai siklus van hulle vergelyk hulle self met mense en dit is normaal, hulle is ook net mens. Maar ek dink dit is so belangrik om mekaar se uniekheid te soos vier. In plaas van om te sê, ek sal nou nie daai broek gedra het of ek weet ek sal ook eerder hierdie broek gedra het. Sê, "Jesus, ek like jou blou broek wat jy vandag dra," en dit is ook okay om vir mense te sê, "Hoorie, ek gaan ook nou vir my so 'n broek gaan koop want ek like hom ook." Dit is ook okay, maar ek dink dit kom ook maar met wysheid, en met die Heilige Gees wat vir jou sal uitwys hoe hierdie rok nou ongesond. En ek herinner myself en as ons events hou, is dit vir my so belangrik om te sê, weet die Here het jou met 'n doel gemaak. Jy is nie net hier om 'n mamma te wees en om iemand se vrou te wees nie. Die Here het jou geskape met 'n spesifieke doel in gedagte, of dit nou is met jou familie en wat ook al, maar hy het letterlik aan jou gedink. Dis crazy. Hy het aan jou gedink toe hy jou gemaak het. En so wees uniek in dit. Jy weet, al hou mense nie daarvan nie, of al is jou vriendinne soos my Apple ook dit hê. Ek dink wys dit ook uit en sê, okay, maar soos nee, maar ek hou van jy is. Jy hoef nie soos ek aan te trek nie of jy weet, ek dink dit is so verskillend en mense sal dit raak sien. Jy sal weet as dit ongesond is en ek dink dit is net belangrik om dit dan te jy weet in die lig te bring en te sê, ek dink dit is ongesond, maar kom ek help jou om jou eie styl te vind of wat ook al. En wees uniek in wie jy is. En om die vraag, soos as ek wil net die episode half so afsluit, maar ek wil weer hoor, as daar iemand vandag daar buite is, wat sit in 'n vriendskap waar hulle voel, hulle kan nie hulle self wees nie, hulle voel, die vriendskap is bietjie swaar en dit voel soos 'n convenient friend, soos jy voel alleen in die vriendskap, soos, het jy enige raad vir iemand wat dalk bietjie sukkel met hulle vriendskapverhoudinge? Ek dink, iets wat ek altyd doen, as ek 'n besluit moet neem, ek skryf goed neer. Ek skryf die voordele en die nadele neer, en ek skryf ook neer, waarmee is ek okay? Soos ek ook gesê het, party mense het net verskillende love languages en hoe hulle goed sien en doen. So gaan sit die voordele en die nadele neer en gaan vra by elke dingetjie, okay, maar hoekom dink ek sy doen dit? Of hoekom, en vra dit dalk vir die persoon. En wanneer jy sien, okay, soos ek het nou deur alles gegaan en ook dit is so belangrik om vir jouself te kan vra, maar hier is my waardes en is dit die persoon se waardes? Het ons daai in ag, is ons altyd se doel om vorentoe te gaan of nie? Want baie keer is dit ons fout wat ons maak om mense in te laat. En jy moet vir jouself vra, hoekom het jy daai persoon ingelaat en hoekom is die verhouding waar dit nou is? Want baie keer is dit nie net daai persoon se skuld nie, baie keer is dit jou eie skuld. Dalk het jy deur 'n seisoen gegaan waar jy daai persoon wou hê en nou is jy oor daai seisoen, so nou voel jy daai persoon bied nie meer vir jou iets nie. So baie keer is dit fout by jou. So ek dink skryf al daai goed neer en
as jy nog steeds 'n antwoord het nie, ek love dit om soos my verloofde weet, ek gaan stap soos 2 keer 'n dag met my honde want dit is soos wanneer ek chat net met die Here of ek stuur vir my vriendinne voice notes of ek chat net met die Here of ek dink net oor goed en so ja, ek dink daai is belangrik, soos praat met die Here daaroor. Of dit nou is wanneer jy gaan stap of wanneer as jy by die gym is of waar ook al, nie almal het daai tyd om vir 6 ure 'n dag te bid nie, maar jy kan ek glo regtig die Here sal vir jou daai gevoel gee van wat jy moet doen. Wanneer jy dit op papier het en jy gee dit as wys vir hom. Die pros en Ja, cons. Here, hierdie is my probleem nou en hierdie is my waardes, hierdie is daai se waardes en ek moet nou besluit neem. Laaste vraag, sorry ek weet, maar ek moet net gou by jou hoor. Hoekom dink jy is dit so belangrik om vir ons vriende te bid? Of die tipe vriende wat ons in ons lewe of vir nie, ek praat nie van te bid vir hulle probleme nie, ek praat net spesifiek om te bid vir die regte vriende in 'n mens se lewe. Ja. So my ma het altyd vir my gesê, op skool, jy moet nou al bid vir jou trouman. Ja. En toe ek groter word, toe besef ek maar nee, maar jy moet eintlik bid vir jou vriendinne, vir goeie vriendinne ook, want daai soos wat jy ook gesê het al soveel seer gehad. En eerstens jy moet, as ek vir enigiemand op buite soos net kan inspireer, al is jy 6 jaar oud of 12 jaar oud of 30 jaar oud, bid vir goeie mense in jou lewe. Ek glo regtig die Here hoor dit en ek kan nou sien in die seisoen waar ek is, omdat ek gebid het daarvoor en omdat ek vir hom gevra het, want soms wil die Here hê jy moet vra, nê? Ja. Die Here weet alles, hy is alomwetend, maar soms wil hy hê jy moet spesifiek wees. Dis jou reg om spesifiek te wees. En as jy vir hom sê maar Here, hierdie vriende wat ek nou gehad het is regtig nie goeie vriende nie. Ek bid nou en ek vra regtig, ek soek hierdie mense in my lewe. Hy gaan dit vir jou gee. En boop dit is dit so belangrik om vir jou vriendinne te bid en ek sê altyd dit is die grootste skande as jy vir mense sê gaan vir hulle bid en jy doen nie. Ja. As jy dit sê, dan jy draai sommer om en bid sommer net daar en weet dit is afgehandel want jy moet en gebed het baie krag. So ja, ek dink dit is so belangrik om spesifiek te wees en soos wat jy sê dit vat 'n village om vir mense om jou te help en daar is regtig krag in gebed. En ek dink ook die belangrike ding is met vriendskappe en mense en enigiemand soos mense vorm, daai wat jy gesê yster slyp yster, vriende vorm mekaar soos die mense wat jy jouself mee omring, soos you become that. So dis baie belangrik dat ek is ook verskriklik selektief oor wie ek in my binnekring laat en wie ek in my lewe plaas want soos vir 'n rede, maar dit is baie belangrik want ek kan in vriendskappe wees waar ek kan leer, kan groei, kan nie goed wat vir my voel, soos jy sê, dis nie my waardes of dis wat ek wil hê in my lewe nie. So ek dink outomaties sit ek hierdie mense so in my lewe want ek weet it forms me the person I want to become. As ek dit so kan stel. En ek dink ook as jy die Here ken en jy stap 'n pad met hom en elkeen se pad verskil en hoe hulle met die Here kommunikeer en so, maar as jy die Here ken, gaan jy gaan ook weet wie om in te laat en jy gaan weet wat is vir jou belangrik. Ek dink dan gaan jy nog minder foute maak. So dis die belangrikste wil ek sê. Heel belangrik. En die Here. Ja, nee. Hoorie, dit was so lekker om saam met jou te kuier. Dankie dat jy al die pad gekom het. Ek hoop jy gaan nou lekker lunch. Ja, dankie. En dit was regtig my voorreg om jou te ontmoet. Dit is so cool om te dink ek hou jou dop op Instagram en nou kan ek jou sommer in lewende lywe sien. So regtig net 'n voorreg. Jy's baie inspirerend. En wil ek julle dalk 'n bietjie meer sien. En geseënde huwelik vir jou en jou verloofde en alles en net voorspoed. Dankie.